Kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 116. Ons sing daar die eerste, die 5de en die 7de vers tot eer van die Here. Amen.
Geliefdes, na die wet, dan sing ons gesang 145 vers 3 en 4, en dan na die geloofsbelijdenis verse 6 en 7, gesang 145. Kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons in Eksodus 20 opgeteken staan. En so met die wet weet ons sien nie net, ons ken nie net ons sondes nie, uit die wet nie. Ons bly nie net daar nie, ons word ook deur die Gees gedring na Jesus Christus, want ons weet, in hierdie wet kan ek en jy in eie vermoë nie voldoen. En dan natuurlik ook die wet wat die reël is van dankbaarheid. So hy dankbaarheid om Christus se verlossing, dan jaag ek daarna om hierdie wet ook gehoorsaam te wees. Kom ons luister. Wat vra die Here van my en jou? Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Daar in Romeine 3 vers 23 en 24 hoor ons, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Dis die waarheid, en met hierdie waarheid in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here, daar in die Nuwe Testament uit Hebreërs 13. Hebreërs 13, en ons lees daar van vers 1 tot en met vers 19. Kom ons bid eers saam. Almagtige Hemelse Vader, ons dank U vir hierdie nuwe dag wat U vir ons gee. 'n Nuwe dag met nuwe geleenthede. U Here, wat deur U genade en die liefde die son oor ons laat opkom het. U wat ons hier by mekaar bring as 'n gemeente in die huis. Wat 'n wonderlike geleentheid, 'n genade geleentheid om as gemeente saam te kom om die woord te hoor en voor U in aanbidding te kom. Here, om U te loof, om dank aan U te bring. Want U is die Almagtige, U is die alwyse, alwetende God. U die onveranderlike, soewereine, drie-enige God. U ons Skepper God wat beskik. En U wat hierdie wêreld volgens U ewige raadsplan na sy einde neem. Here, U bring ook 'n berusting in die hart, 'n vrede in ons hart. Want U die almagtige God, U wat in beheer bly, U wat as koning regeer. En ons weet en ons sien om ons aardse regerings wat kom en gaan, maar U ons ewige koning, U wat van ewigheid tot in ewigheid daar is, aan bewind is. Met die wonderlike berusting en die sekerheid in die hart, dat niks en niemand U kan onttroon. Om te weet, Here, in ons harte, ons is veilig in die wonderlike hand. Daarom kom ons ook vanmôre en ons buig voor U in dankbaarheid. Dankbaarheid om U onbeskryflik groot liefde en genade.
So groot, Here, dat U seun, U geliefde Jesus Christus, na hierdie aarde gestuur het, om vir ons sondes aan die kruis te sterf. Here, ons bid dat U werklik vir ons vanmôre deur die Gees ons harte en ons ore sal oopmaak om te luister wat U vir ons wil sê. Ons bid om U genade, Here, vergewe asseblief al ons sondes. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. My broer en suster, hier uit Hebreërs 13, natuurlik verskillende voorskrifte. Van vers 1, die broederliefde moet bly, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbreekers oordeel. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie, want wat sal 'n mens aan my doen? Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het geen voordeel het. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie. Want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoofpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe buitekant die laar en sy smaad dra. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sigtende nie. En dis vir julle nie nuttig nie. Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Des te meer vermaan ek julle om dit te doen, sodat ek gouer aan julle teruggegee kan word. Tot sover. My broer en suster, eers maar net, ek het aanvanklik gedink om maar net te lees tot daar by vers 9, omdat dit oor verskillende voorskrifte handel. Mens kan soveel preke uit hierdie gedeelte voorberei en daarom besluit om net vir julle ietsie te vertel. Ek gaan konsentreer op daar die eerste 9 verse, maar net verder daarvan vers 9, kortliks word vertel dat daar allerhande vreemde lering is en ons nie daardeur rondgeslinger moet word. Daar was natuurlik destyds en vandag ook baie vreemde leringe, maar veral een as ons verder gaan lees, dan besef ons dit gaan meer oor die ou Joodse voorskrifte ten opsigte van
van voedsel en onthouding in die offerdiens. Diegene wat nie Christus wou aanneem nie, maar vasgeklem het aan hierdie Ou Testamentiese dinge. En nou wil die Hebreërs skrywer kom wys dat Christus soveel groter is, dat alles in hom vervul is. Maar hulle so vasklou in die Ou Testamentiese altaar, dan sê hy, Christus se kruis op Golgotha is die gelowige se altaar. Die offers, die bloed van die offers van die diere moes oor en oor gebeur. Christus dis in Christus vervul as eenmalig. Hy die volmaakte wat voldoende offer aan die kruis was. Die offers, die bloed wat alles heen gewys het na hierdie volmaakte offer. Ook gehoor daar die offerdiere wat sy liggaam natuurlik verbrand is daar buitekant die laar, maar ook as die Hebreërs skrywer sê dat Christus buitekant die stad geneem is, daar op Golgotha gekruisig is. En so my broer en suster, beantwoord Christus aan al hierdie dinge, hy is nog meer, hy is groter. En dan sê hy ook daarom moet hulle 'n lofoffer aan hom bring, 'n lofoffer deur sy naam te bely. Vanmôre dan net oor die eerste verse tot en daar vers 9, in besonder ons teksvers vanmôre, vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. My broer en suster, Kersfees roep 'n tyd op van mooi en goeie dinge, van vrede, van blydskap. Nou kom die Hebreërs skrywer hier en hy noem verskillende goeie voorskrifte wat God welbehaaglik is. Hy praat hier in die eerste plek van die broederliefde. Hy praat van gasvryheid. En dan ook van barmhartigheid, van weldadigheid, van mededeelsaamheid, dan vers 16. Maar belangrik praat hy ook van eerbare, onbesmette huwelike. Vergenoegdheid, hy praat oor vergenoegdheid, om vry te wees van geldgierigheid. As ons so luister, dan is dit die dinge wat ons veral tydens die Christusfees wil beleef. En nou wil ek sê, en baie belangrik vanmôre, nie net dan nie net maar Christus tyd, maar heel ons lewe, wil ons hierdie goeie deugde beoefen. Ons is nie maar net gedurende Christusfees Christene nie, maar jy word elke dag daartoe geroep. En dis lekker vir ons, dis lekker om saam te wees tydens Kersfees, gesinne, families wat saamkom. En hoe sien ons nie uit daarna? Hoe sien ons ouers, ons grootouers nie uit om ons kinders en ons kleinkinders by ons te hê? Ons is gasvry, ons maak ons huise oop. Ons gaan uit ons pad uit om genoeg voedsel voor te sit, om dit vir elkeen regtig aangenaam te maak. 'n vrolike tyd. Tyd werklik van ons sê van gasvryheid, van saamwees, van liefde, van omgee, mededeelsaamheid, saam te kuier, te gesels, te luister na mekaar se laste te dra, mekaar se vreugdes te deel. Al hierdie dinge saam in dankbaarheid teenoor die Here om werklik bly te wees. En dis vir ons ouers, ons grootouers, veral 'n riem onder die hart, as ons hoor, ons kinders en ons kleinkinders is gelukkig. Ons mense om ons is gelukkig. Om te sien werklik, dit gaan goed in my kinders se huwelik. Dit gaan goed in die gesin. My gesin
is getrou aan die Here, my gesin, ons die gesin, my kinders se gesin, hulle hou vas aan die beginsels van die woord, hulle leef dit uit. Hoe goed is 'n mens kan sê, my kinders, my kleinkinders, glo in die verlossing van Jesus Christus. Maar hier sal vanmôre ook saam met my stem, as daar iets is wat ons ontstel as ouers, grootouers, is dit as ons verneem, veral dat dit daar probleme in die huwelik is. Dat daar probleme in die gesin is. En dis vir ons ouers, grootouers, dis 'n wonderlike genade wil ek sê, 'n voorreg om 'n nederigheid te wys, ook 'n voorbeeld te stel. Vir ons kinders en ons kleinkinders en ander, 'n voorbeeld as ons 'n eerbare huwelik dan voer. Broer en suster, want ons leef in 'n wêreld en jy weet dit vandag, waar die huwelik, en ek sê spesifiek tussen man en vrou, soos God het beskik, nie so populêr is, nie gewild is. As ons gaan kyk na sepies en films, dan sien ons gewoonlik hoerery en egbreek en rondslaap en ontrou. Dis die inding. Die wêreld wys vir ons vandag, dis reg. Jy moet nie regtig so verbind wees tot iemand nie, jy moet vry wees. Jy moet maar kom en gaan soos wat jy wil, en soos jy goed dink. Maar belangrik, die Hebreërs skrywer kom en hy vra, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet. Hy vra met ander woorde, trou aan jou huweliksmaat, om eerlik heilig voor die heilige God te leef. Ons weet, Kersfees natuurlik ook 'n tyd van gee. Die tyd van inhalig wees nie, maar natuurlik ook met die wete, ek kan nie maar lostrek en onverantwoordelik na willekeur spandeer nie, om later maar met probleme te sit met 'n geweldige skuldlas wat ek nie kan afskud nie. Ons leef juis in 'n tyd van soveel geldgierigheid, waar mense so in luksheid en gemak net die heel beste wil hê, eintlik maar hoor vlieg as wat hulle vlerke kan dra. Gaan kyk, wie kan die duurste geskenke koop? En ons weet, dit ontaard naderhand in 'n hele kompetisie. En nou die dag gehoor, waar hulle sê, in hierdie feestyd spandeer Suid-Afrikaners plus minus 300 miljard rand. Nou kom Paulus en hy sê daar in 1 Timoteus 6 vers 11, ons moet wegvlug van die geldgierigheid. En luister vanmôre waarna sê hy, moet ons eerder jaag, ons moet jaag na die geregtigheid, die godsaligheid, die geloof, die liefde, die lydsaamheid, die sagmoedigheid. Dis die dinge wat regtig tel. Hier ook die Hebreërs skrywer wat kom en sê, ek en jy moet vergenoeg wees. Ek en jy moet tevrede wees met dit wat ons uit God se hand ontvang. Ons kla so baie. Daar in 1 Timoteus 6 vers 7 dan kom Paulus en sê, ons het niks die wêreld ingebring nie. Dis duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Jy sal saam met my stem in meeste gevalle Kersfees dan kreun die tafels onder die kos, daar is eintlik te veel, ons ooreet ons. Nou gesê ook, Paulus wat sê, ons moet jaag na die geloof. Die Hebreërs skrywer wat ook kom en sê, hy moedig ons aan, om ons gelowige voorouers, hulle wat afgesterf het,
te gedenk as die Godvreesendes wat die geloof behou het en tyd, wat die woord aan ons verkondig het, daardie geloof moet ek en jy najag. Nou is dit ook so in Kersfeestyd. Kerstyd herinner ons baie keer dikwels aan geliefde voorgangers, gelowiges, wat nie meer by ons is. En ons is hartseer, as ons kyk en daar die plekkie is leeg in die huis, daar aan tafel. Ook hier in die kerk van Jesus Christus, die plekkie is leeg. Het bring hartseer, verlange, eensaamheid, 'n Kersfees sonder hulle. Maar my broer en suster, daar's troos. En hulle troos, as ons aan hulle dink, is juis hulle geloof in die Here in sy woord. Hulle geloof in die verlossing van Jesus Christus. En vir ons wat agterbly, ons wat hartseer is, die woord van God, juis daar, wat die Hebreërskrywer ook skryf, aanhaling daaruit, Joshua 1 vers 5, waar die Here sê vir Joshua, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Ook dit is ons troos. Dit vee die trane af. Want ons weet ook waar hulle is, dat hulle in die hemelse Vaderhuis bevind. Broer en suster, Jesus Christus, wat ons enigste troos in lewe en sterwe is, ons hoor dit in die heel eerste vraag en antwoord in ons Heidelbergse katekismes. Watter groot troos is Christus nie? Om opnuut te besef, as ons kom daar by vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Christus is onveranderlik. My broer en suster, en dis 'n goddelike eienskap. Hierdie idee van sy onveranderlikheid is opgesluit in die Here se verbondsnaam. Hy is werklik die ewig onveranderlike, die ewige troue. En as dit van Jesus Christus, sy eniggebore seun, gesê word, dan word daar ook aan hom goddelike eer toegeskryf. Daarom weet dit vanmôre en elke dag van jou lewe, die feit dat Jesus Christus altyd dieselfde is, dit gee aan my en jou 'n wonderlike geloofsekerheid. Hy is werklik dieselfde van ewigheid tot in ewigheid. As ons praat van ewigheid, dan besef ons, daar is kinders, en dan moet mense seker ook sê, groot mense wat dink dat Jesus maar daar is, bestaan het, net daar van sy geboorte in Bethlehem af. Nee, my broer en suster en kinders, hy is van ewigheid, van voor die skepping is Jesus daar. Hy is dieselfde, eeu in, eeu uit, jaar in, jaar uit, dag na dag, onveranderlik in sy verlossingswerk, in sy regeringswerk, in die onderhouding van alle dinge, hoe wonderlik. Kolossense 1 vers 16 word van Jesus Christus gesê, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Ook in tye van swaar en hartseer, bedreiging is hy daar. Hebreërs 13 vers 6 sê vir ons juis, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Sy hulp, sy genade, sy krag is altyd dieselfde. Hy skenk dieselfde krag deur sy Heilige Gees om my in staat te stel om 'n heilige lewe te lei ten opsigte van my huwelikslewe,
my verhouding met ander. En as ons dink aan Christus as die onveranderlike, dan dink ons aan sy hele lewe, sy vleeswording, sy omwandeling hier op aarde, sy wonderwerke, ons dink aan alles. Ons kom in ons buig in diepe medelee, ons kom buig in ons sag in aanbidding, waar hy daar aan die kruis van smart hang. Hy is ook in groot dankbaarheid en blydskap en verwondering oor sy triomfanklike opstanding, sy triomferende hemelvaart, om sy plek daar aan die regterhand van God die Vader in te neem. Hy het gelewe, hy het gesterwe, as eenmalige volmaakte soenoffer, sy uitverkorenes aan die kruis, deur sy bloed, sy kosbare bloed geheilig, opgestaan uit die dood, dit in die volle raad van God, en so my broer en suster sy verlossingswerk volbring. Die onveranderlike, aan wie alle mag in die hemel en op aarde gegee is, Matteus 28 vers 18. Hy is vandag nog dieselfde. Vir elke gelowige deur die eeue, ook vir elke gelowige vandag. Vandag nog maak hy deur sy woord en sy gees sondaars tot sy kinders. Hy red vandag nog. Hy is vandag nog steeds met ons, by ons. Matteus 1 vers 23, Immanuel, God met ons. Hy begewe en verlaat ons nie, hy is ons helper. Ons het nie nodig om te vrees nie. Veral vir mense en valse mense en hulle valse lering. En daarom ook ten opsigte hiervan sy onveranderlikheid moedig ons aan juis tot onveranderlike standvastigheid teen vreemde lering. En jy weet, vandag se tyd so maklik gebeur, dis mense hardloop agter enige lering aan, enige valse lering, gou is hulle op hol, so maklik rondgeslinger. My broer en suster, hy is en hy bly, Jesus Christus is ons enigste verlosser en saligmaker. Hy is en bly die wynstok in ons, die lote in ons put vandag, elke dag, ons lewenskrag uit hom. En dit is alleen uit hierdie krag wat ek en jy kan staande bly. Dat ons kan staande bly teen die versoekings en die verleidings en die bose aanslae van hierdie ou wêreld. Vandag nog getuig die Gees van Christus dat ons kinders van God is. Hoe wonderlik hoor ons daar uit Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En daarom ook in die toekoms, tot in ewigheid, is Jesus Christus dieselfde as gister en vandag. Sy trou met sy verlossingswerk, sy gehoorsame vervulling daarvan, sy opstanding, sy oorwinning oor die dood, dit gee vir ons daar die wonderlike geloofsekerheid. 'n Geloofsekerheid dat as ons eendag afsterwe, 1 Petrus 1 vers 4, 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis verkry, wat in die krag van God bewaar word. Hoor jy dit vanmôre, wat in die krag van God bewaar word? Ons het in en deur Jesus Christus hierdie wonderlike toekomsverwagting van sy wederkoms. Hy het gekom, hy sal weer kom.
Hy kom 'n tweede keer na hierdie aarde, sodat ek en jy in volle heerlikheid saam met hom die nuwe Jerusalem kan binnegaan. Vers 14 sê in daardie gedeelte in Hebreërs, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Paulus wat daar kom in Filippense 3 vers 20 sê, want ons burgerskap is in die hemel, vanwaar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. My broer en suster, ek wil dit weer baie duidelik vanmôre sê, hierdie skrifgedeelte, hierdie verskillende voorskrifte, dit geld nie maar net gedurende Kersfees nie. Dis vir elke dag van ons lewe. Dis so 'n deel van my en jou heiligmaking deur die Heilige Gees. Maar ons weet hoe maklik dinge kan skeefloop. Sake kan skeefloop, want ons is mense, ons is veranderlik. Ons weet, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Ons weet van ons ou sondige natuur, wat gedurig so in opstand is. 'n Wêreld wat gedurig wink met sy bose listigheid. Maar dit moet ons besef, selfs in 'n goeie feestelike tyd, 'n mooi tyd soos Kersfees, kan dinge skeefloop. Lelik skeefloop. Familietwis, familie onmin, swak gedrag, al hierdie dinge bederf die broederliefde en die gasvryheid is daarmee heen. Ons weet, my broer en suster, van in hierdie tyd van oordadigheid en drankmisbruik. Hierdie drankmisbruik wat juis losbandigheid veroorsaak, onkuisheid, wat maak dat mense beklei, daar onmin is. Alles hierdie slegte dinge wat eintlik indruis teen die goeie bedoeling van die Christusfees. Dit dryf so in teen die goeie bedoeling, die blymoedige Christelike lewenswandel. Daarom, mense is veranderlik. Hulle is onstabiel. Hulle is wispelturig. Ons is onbetroubaar, ons is feilbaar. Mense verander tog so maklik. Jy kan nie op hulle pyl trek nie. Dis duidelik, baie duidelik deur al die eeue van die sondeval af so. Maar die wonderlike, my broer en suster, en daaraan moet ons vashou, baie styf vashou. Die belangrikste, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde, en tot in ewigheid. En dis ons troos. Dis ons blydskap. Dis ons geloof sekerheid. Amen. Kom ons bid saam. Here God, hier in die gemeenskap van gelowiges, in die hartlike gemeenskap, die innige saamwees, dan bid ons juis om broederliefde. Ons bid om gasvryheid, om barmhartigheid, omgee. Ja, Here, hier in die gemeente, hier in die gemeenskap van gelowiges, dan gedenk ons ook ons afgestorwe gelowige voorgangers. Ja, Here, hulle wat die woord van U aan ons verkondig het. Daarom bid ons om U genade. En dankie vir U wete, die geloofsekerheid. Ons Here Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.
Ons bid, Here, om U genade, ook in hierdie Kerstyd, dat U met elkeen sal wees in alles. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, gesang 288. Ons sing daar die eerste, die derde en die 5de vers. Ons wil U wy ons hele lewe. U volg waar U ons ook mag lei. Aan U, o Here, hoog verhewe en aan U diens steeds toegewy. Spreek deur ons woorde, rig ons dade. Volleinder gee dat deur U krag die heerlik werk van Gods genade in ons volbring word, dag na dag. Kom ons sing vers 1, 3 en 5 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.